En Hanna het 'n lofsang geskryf, 1 Samuel 2, en ek wil afsluit met hierdie stukkie. I believe she met the King of Kings there on her knees. En hoekom sê ek so? Want luister na haar lofsang. God vir haar iets kom wys, 'n geheimenis bekend gemaak, wat van die mense nie geweet het eers nie. Hoor haar dankbare hart, haar lofsang. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here. My horing is hoog in die Here. My mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in my verlossing. Sy het vir Penia gesê, kyk hoe het die Here my geseën, want sy het nie net een seun gehad, sy het nog kinders daarna gehad. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten U. En daar is geen rots soos ons God nie. Halleluja. I pray that the Holy Spirit show you this. Wie is die rots? Hy's reg. Dis Jesus. Daar is geen rots soos ons God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Sê sy vir my en vir jou. Laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie. Want die Here is 'n God van diepe kennis. En deur hom word die dade beproef. God knows everything about you and about your circumstances. Stort jou hart voor die Here uit. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord. Dit wat mense aan jou gedoen het, hulle het rondgeloop soos helde, soos wonderlike mense. Hoe groot en sterk is hulle? Hulle sê jou sleg agter jou, hulle sê hoe sleg jy is, hoe goed hulle is, en dat die Here nie met jou is nie. Die Here sal daardie helde se boë verbreek waarmee hulle jou skiet. En hy sal jou met krag omgord. Die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur, en die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het 7 gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Here maak dood en die Here maak lewend. Hy laat neerdal in die doderyk en laat daar uitkom. Die Here maak arm en maak ryk. Hy verneder, maar hy verhoog ook. Hy rig die geringe uit die stof uit, die ashoop verhef uit die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te gee wat hulle sal beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde. Hy het die wêreld daarop gevestig. Daar alles behoort aan die Here. Gaan stort jou hart voor die Here uit. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Hier kom die geheimenis. As jy jou hart voor die Here uitstort, as jy voor die voete van die Here gaan sit, gee jy goed vir die Here, dan gaan hy vir jou geheimenisse vertel, en ek bid die Heilige Gees laat jou dit sien. Onthou jy, hulle is in die Ou Testament, Nuwe Testament kom nog. Hy sê, die wat met die Here twis, word verpletter. Die Satan en sy demone, hulle word verpletter. En ek wil vir jou vandag sê, waar was hulle verpletter? Wie kan vir my sê, waar is die Satan en demone oorwin? By die kruis. Oor hulle donder hy in die hemel. By die kruis.
was daar 'n donderslag en die mense het God se stem gehoor. Die Here oordeel die eindes van die aarde. Hoor jy, kind van God, wie oordeel die eindes van die aarde? Die Here. Wie is die Here wat die einde van die aarde oordeel? Jesus Christus. En hy gee sterkte, God, hy gee sterkte aan wie? Sy koning. Hoe kan God 'n koning hê? En hy verhef die horing van sy gesalfde, halleluja. Autoriteit en krag word aan sy gesalfde gegee. Jesus Christus. Wat sê ek jou vandag? She knew something that many people did not know. Because she decided to get on her knees and follow his voice. Daarna het Elkanah na sy huis gegaan, na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli en die Here bly dien het. 3 stemme. Leer een ken en jy sal die ander ken.